Hallo my vriend, jy moet hierdie een hoor. Na Jesus in die dood opgewek is, hy het opgestaan, verskyn hy aan mense, dis mense wat hom sien, dis ooggetuies, en hulle begin praat oor hom, en Jerusalemse kultus is nie mal daaroor, hulle begin die mense doodmaak, en die mense begin hardloop vir hulle lewe. So hulle versprei, maar hulle versprei met hulle ooggetuie verslae, hulle het gesien, Jesus lewe, hulle het hom gesien, die graf was leeg, hulle het gepraat met Jesus, hulle het hom gesien, ook na die tyd het Jesus aan baie mense verskyn, en hulle versprei, hulle het hom veral, soos in Israel, opbeweeg noord, verby vandagse Libanon, tot so, jy kan sê vandagse Turkye, die suidelike deel van Turkye, so op die bo in die kus. So, daar is hulle in 'n stad, die klomp gelowiges het daar een gevlug in Antiochië, en dan is hulle daar saam, die mense wat vir Jesus gesien het, nie speletjies hier hoor, hulle het hom voor die tyd, het gesien aan die kruis, het die begrawe, en het gesien, hy lewe, hulle is ooggetuies, baie belangrik. So hulle trek nou weer saam op 'n ander plek in Antiochië in Turkye, en hulle vas, en hulle bid, en hulle hoor die woord van die Heilige Gees, dat die evangelie moet versprei word, en die mense wat dit moet doen is Saulus, en Barnabas, en Markus Johannes, die een wat later die Markus evangelie geskryf het, so hulle moet gaan. So vat hulle die skipie, nou gaan hulle op die Middellandse See so eentjie tot by Cyprus, en daar begin hulle getuig, en die gouverneur roep hulle, sê, ek wil ook die ding hoor, julle het mos nou vir Jesus gesien, na sy dood, na hy opgestaan het julle hom weer gesien, die gouverneur van Cyprus sê, kom praat met my, maar die gouverneur het 'n raadgewer gehad, en hy was 'n soort van, mens kan dit noem 'n towenaar, weet, hy het gesê, hy kan die toekoms voorspel, hy praat met mense wat reeds dood is, hy kan kyk na die sterre en die planete, weet, daai tipe opset. Dit was die gouverneur se raadgewer, maar die gouverneur sê, nee, ek wil met Paulus en Saulus en Markus Johannes praat, en hy laat hulle kom. Maar nou het die towenaar was nou baie ongelukkig, want die verwikkelinge gaan hom sy werk kos, nee, want hier kom nou die waarheid uit van mense wat Jesus gesien het, en hy maak dit baie moeilik vir Paulus, maar Paulus het die towenaar bestraf, hy het hom regtig, die Bybel sê, skerp aangekyk, voor die gouverneur, en vir hom gesê, jou duiwelskind, hy het gesê, jy is 'n skelm, jy is 'n bedrieër, jy is 'n vyand vir alles wat reg is, sal jy asseblief nou ophou om in die pad van die Here te staan. Die Here gaan jou straf. Jy gaan blind word en jy gaan die sonnetyd lank nie sien nie. Oeps, daar raak iemand blind. En die gouverneur was so beïndruk met Paulus en Markus Johannes en hulle getuienis, dat die gouverneur het 'n Christen geword. So, toe vat die gouverneur gee toe vir Paulus hulle, weet, 'n soort van 'n CV, 'n getuieskrif, 'n aanbevelingsbrief, en hulle vat die skippietjie van die eiland van Cyprus in die Middellandse See, en hulle gaan op tot so in die weste kant van die vastelandjie, sê Klein-Asië vandag se Turkye. Nou gaan hulle daar na 'n plek, en hulle begin daarso, is 'n Sabbat, Handelinge 13 sê, dis Sabbat, en hulle gaan na die sinagoge, en in die sinagoge was Jode, daar was ook mense wat Jode was, maar hulle was godsdienstige mense, hulle kom uit die heidene uit, is nou nie Jode met al die voorskrifte, maar Jode en, sal ek maar sê, nuwe gelowiges, is saam in die sinagoge. En Paulus kry daar 'n kans, want hulle sê, praat met ons ook, want die gouverneur het vir jou 'n aanbevelingsbrief gestuur, en Paulus begin daar praat, 'n fantastiese toespraak. Soos jy in 'n baie kort stukkie iets wil weet van die geskiedenis van Christendom en hoe dit gebeur dat mense wat nie glo nie begin glo. En dit kan jou help en dit kan mense wat jy ken ook help. Lees net, doen 'n guns, lees net Handelinge 13, weet met verstand.
En dan begin Paulus daar praat. Nou wat hy doen, hy praat ons mos nou met Jode in die sinagoge. As jy die toespraak lees in Handelinge 13, dan sien jy hy praat met Jode, en wat hy doen is 'n baie oulike ding wat Paulus doen. Hy quoteer die Ou Testament. So hy vat die mense in die sinagoge se eie geskrifte en hy quoteer dit. En hy sê, as jy nie gesien het Jesus lewe nie, sal jy nie hierdie geskrifte sien as voorspellings van Jesus nie. Maar as jy soos ons vir Jesus gesien het, en jy weet van Jesus, en jy lees dan die geskrifte, dis nou Psalm 2 in Jesaja, en daar's verskillende gedeeltes, jy kan self kyk daarso, dan sal jy sien die tekste wys duidelik dat Jesus is die Messias, die verlosser van Israel, en hy is op pad, en hy sal verskyn. En so begin Paulus, hy haal die Jode se eie tekste aan, op die Sabbatdag, en hy bewys die tekste, en hy maak dit van toepassing met sy meerdere kennis, want hy het vir Jesus gesien en belewe, en jy weet, so praat hy, en wat toe gebeur is dat 'n klomp van die Jode en heidene kom tot geloof, ongelooflik, want as die tekste en as die ooggetuies, so jy weet, ek het 'n boekie hierso, wat ek gelees het, dis 'n ongelooflike boekie, Reason Enough. Nou die boekie, wat ek nou weer baie moeite gaan doen mee, is 'n boekietjie wat op die universiteit vir ons voorgeskryf is, maar ek wil weer daarna kyk. Dit is nou bewyse, sogenaamde bewyse, dat die geloof, jy kan met jou kop dit bewys en glo en weet. 'n kind van die Here kan ook maar boeke lees, of iets weet, of wetenskaplik dink, en so, ek wil net weer 'n bietjie vir myself kyk na die boekie, Reason Enough. Reason Enough beteken, daar's genoeg rede, daar's genoeg bewyse in die skepping. As jy mooi kyk, fisikus, jy weet, soos 'n wetenskaplike, kan jy genoeg bewyse in die skrif kyk om te weet dat Jesus Christus is die Messias. Maar kom ons vat die boekie weg. Kom ons vat Paulus se toespraak in Handelinge 13, soos hy aanhaal uit die Ou Testament, want hulle weet van Jesus, en hy sit die twee by mekaar, en 1 + 1 is 2, en hy bewys vir Jesus Christus. Nou wat toe gebeur daar in Turkye, is die volgende Sabbat, is omtrent die hele stad daar, en die mense wil meer weet, en Paulus begin met hulle praat, en sê, julle is kinders van Abraham, en julle het eerste, as Jode, heel eerste die voorreg gehad, om te hoor van die Ou Testament en die getuienis van Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het. Julle is geweldig bevoorreg. As julle nie tot geloof kom nie, dan sal julle bestraf word. Maar as julle glo, sal julle sonde vergewe word. Nou wat toe gebeur is, die heidene en baie van die mense was geweldig bly, en hulle was so vol blydskap, toe hulle die evangelie hoor tot bekering kom, dat hulle dit nie kon hou nie. Hulle het van daar af saam met Paulus hulle begin beweeg, agter hulle aangeloop. Maar daar was mense wat vir Paulus het baie moeilik gemaak het, en hulle is uit die stad gejaag. En toe doen Paulus die wonderlike ding, wat Jesus self gesê het in Matteus, ek dink Matteus 10. As jy by 'n plek kom, as predikant, pastoor, ouderling, kind van die Here, as jy by 'n plek kom, en jy kom daar en jy sê vir die mense, geseënd is julle in die huis, sê Jesus, dan is hierdie huis geseënd. Maar Jesus sê ook, as julle by 'n huis kom en hulle ontvang jou nie, skud jou voete, stamp jou voete op die grond, dat die stof afval, en so sal die seëninge afval, en daai mense sal vervloek wees, gestraf word. En dit is wat Paulus te doen. Hy stap uit die stad uit en los die mense wat nie wou glo nie, en hulle is vervloek. Maar die mense wat geglo het blydskap en vrede gehad, die woord van die Ou Testament en van die getuienis van die Nuwe Testament, die opstanding, en hulle was gelowiges en hulle is gered. So ek wil aanmoedig, dink, die Bybel is ook 'n ding om te dink. Dink met jou kop, glo met jou hart, verkondig met jou mond, soos Paulus, die Ou Testament, en dat Jesus lewe. En ek wil jou seën, soos Paulus, mag die genade van Jesus Christus, mag die liefde van die Vader, mag die Heilige Gees, soos in die skrifte voorspel, by jou wees. Amen.